Weet u, so baie keer hardloop ons in en hardloop uit in die teenwoordigheid van die Here. Want daar is so baie dinge om te doen en ons is so aan die gang en so bedrywig. En in 'n mate hak ons vas met selfs ons pad wat ons met die Here stap. Ons moet dit doen. Vanoggend wil ek gesels met u oor waar ons begin van die jaar of begin gesels het. Oor is die jaar van die hart. Dit wat die Here in ons wil oopbreek en wys weer opnuut. En groot van die groot gedeeltes is ons verhouding en godsdiens. Ons verhouding met ons Vader en ons diens aan hom. So baie keer sal ons sê, it's not a religion, it's a relationship. Maar in hierdie verhouding is daar iets wat hy vir ons vra om te doen. Maar ons groot probleem is, wanneer ons doen, oorgaan, nie uit oor ons liefde vir hom nie, maar om sy liefde te kry. Dis waar ons as mensdom die grootste fout maak. Al die ander gelowe wat die mense doen, is hulle doen om aanvaarding te kry. En ons Vader sê, jy is myne. Kom leer my ken. En ons saam werk uit hierdie posisie uit, en ons werk saam in hierdie plek. Ons saam doen dit. Ek is met jou. Jakobus 1, vers 27, skryf hy dit so mooi. Reine en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dit. Reine en onbesmette godsdiens, diens wat ons saam met God kan doen. En die Vader is dit, om weeses en weduwees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Hy sê, ek wil jy moet lief hê. Ek wil jy met vir hierdie mense gaan sê, ek is met hulle. Hulle is nie alleen nie. Hy kom en hy sê, en Jakobus het baie te sê gehad, oor wat godsdiens is. En hy sê net hierdie, reine en onbesmette godsdiens voor God, en die Vader is dit. En hy gebruik 'n voorbeeld, maar daar's baie meer wat hy sê, as net hierdie twee voorbeelde. Daar's baie meer wat hy sê, om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek, en jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Moenie dieselfde pad stap, wat die ander ouens stap. Jy stap saam met my. Stap saam met my. Nou Jesus het baie te sê gehad oor die ouens wat die godsdiens gedryf het en wat godsdiens bewerkstellig het, dis wat godsdiens is. En die twee groepe met wie hy die meeste koppe gestamp het oor godsdiens, was die Fariseërs en die Sadduseërs. En kom ons gaan kyk na Matteus 22. Die twee groepe was besig met Jesus en hulle wou hom die hele tyd in die versoeking lei, om in 'n stryk stel, sodat hy in die moeilikheid kan kom. Want hulle het nie vertrou hierdie nuwe ling wat nou hier opdag nie. Hulle het hom erken as 'n leermeester. Hulle het erken dat daar roeping op sy lewe is. Hulle het erken. Vanaf vers 34. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. Nou, daai mond gestop het hulle stil gemaak. Hulle kon niks meer teen hom sê nie. Die Fariseërs het gehoor dat die Sadduseërs, en een van hulle, 'n wetgeleerde, dit is ook dan 'n Sadduseër, het 'n vraag gestel om hom op die proef te stel. Meester, wat is die groot gebod in die wet? Want hulle was absoluut die wetgeleerders. Hulle het presies geweet wat die wet sê en hoe die wet moet werk. En hulle was, as jy dit nie doen nie, dan kan jy nie God dien nie. Jy's afgesien van die feit dat jy moet besny wees, want as jy nie besny is nie, dan kan jy nie deel van God se volk wees nie, en besnydenis maak dat jy deel van God se volk wees, maar jy moet al die wette moet jy onderhou. En Jesus antwoord, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart,
met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. En Jesus kom en hy sê vir ek wil vir julle iets wys wat julle nie raak sien nie. Julle is die wetgeleerders, julle is die skrifgeleerders, julle weet wat alles aangaan, maar julle die hart verloor. Julle die hart verloor waaroor dit gaan. Nou, ek dink ons moet net eers bietjie kyk oor hoe lyk die Fariseërs en die Sadduseërs. Wie is hierdie twee groepe met wie Jesus so geroei en gestoei het? Ons hoor hulle baie keer, maar baie keer weet die mense nie regtig wie's die Fariseërs en die Sadduseërs gewees nie. Nou, die Fariseërs, hulle was leraars van die wet van die volk. Hulle het seker gemaak dat hulle al die wette geken het. Het 'n geskrewe wet en mondelinge oorlewering aanvaar. Hulle het geglo in die opstanding, engele en hiernamaals. Invloedryk in die sinagoge. Nou enige iemand kon 'n fariseer word. As jy Paulus het gesê ek is uit die stam van Benjamin en ek was 'n fariseer. Maar die Sadduseërs was meer uit die Levitiese groep uitgekom, so hulle was meer die uitgesoektes, want die Sadduseërs het van die Levite uitgekom, hulle was meer in die tempel, hulle het meer in die tempeldiens gedoen, en hulle was meer die leiers geword onder die volk, die aristokratiese volk. Ons is nou verhef, want ons is uit die stam van Levi. Hulle het hoofsaaklik geskrewe wet aanvaar, hoofsaaklik die geskrewe wet aanvaar, het die opstanding, engele en hiernamaals verwerp. Hulle het geglo, jy leef net vir nou. Jy moet vir God leef, en dis jou verantwoordelikheid. That was it. Invloedryk in die tempel en in politiek. So hierdie ouens was hard gewees. Hulle was regtig hard, want daar was niks vir hulle na die tyd nie. Daar was niks wat hulle gesê het, hoorie sommer, na dit is daar ons by God nie. Dus ons in die wet het dit nou gesê, die wet en ons moet die wet gehoorsaam. As jy die wet, dan moet jy uit die aarde uit. Gaan weg. So hierdie twee groepe was die verteenwoordigers van God se hart. Ek wil iemand dit nou baie mooi hoor. Hulle was die verteenwoordigers van God se hart. Die Fariseërs het die geskrewe wet en die mondelike oorlewering aanvaar. Dis nie net die Torah nie, dis al die ander wette wat saamgeskryf is. Op die ou end was daar 613 wette wat hulle moes gehoorsaam om godsdienstig te wees. En as hulle dit kon doen nie, die offerandes was gebring en. Waarom het Jesus sy disippels gewaarsku vir die Fariseërs en die Sadduseërs? Die wettiese godsdiens sonder lewe, en godsdiens sonder geloof in God se krag. Daar was nie 'n verhouding nie, en dit was sonder God se krag. Dit was iets wat hulle moes doen, om aanvaar te word, en om by God uit te kom. Ware disippelskap is nie net om reëls na te kom nie. Maar hy kom en hy sê, ware godsdiens is dit, om God se hart te kan uitleef, om sy hart te uitleef. Nou hierdie is baie belangrik, wat die persoonlike, om geestelik persoonlik te kyk daarna, verloor ek stadig die verwagting, dat God my nog steeds beweeg, spreek en verander. Verloor ek die verwagting, dat God my gaan antwoord. Dis wanneer godsdiens begin insluip en ek begin werk. Ek doen alles wat die Here vir my vra om te doen. En my hart beweeg na die Here toe, maar ek beleef nie, daar gebeur iets nie. En later gaan ek net oor en ek doen en hierdie is, jy moet jouself toets vanoggend in hierdie een. Hierdie is baie belangrik. Verloor ek die plek dat ek nog iets van God verwag? Ek het al soveel keer vir die Here iets gevra en hy antwoord my nie.
Dis my belewenis. En dan later begin ek dit, nie die Here hoor my nie. Ek weet nie of die Here daar is vir my nie. En die vyand sluip in, en ek begin oorgaan, soos die Fariseërs en die Sadduseërs, doen net dit, maar ek begin niks meer verwag van God, en daarom beweeg ek nie meer in sy krag nie. Ek het die vrymoedigheid om vir iemand te sê, die Here is met jou nie. Ek het die vrymoedigheid om vir iemand te bid wat swaar kry nie. Ek het die vrymoedigheid om uit te reik na iemand toe, want ek probeer net survive in my godsdiens. Nou wanneer ons die Here aanneem as verlosser en saligmaker, daai branding in ons hart, ons is roekeloos, want iets het in ons gees gebeur, ons het iets verstaan van God se hart en sy liefde en sy teenwoordigheid. Maar die van u wat al 'n baie lang pad met die Here stap, weet daar seisoene en tye, wanneer dit amper vir jou voel, is die Here nog met my? Nou 'n paar jaar gelede het ons in een van die gemeentes waar ek betrokke was, het ons so opvoering gehad. En een van die liedere wat ons gesing het, was If you cannot see his hand, trust his heart. If you cannot see his hand, trust his heart. Godsdiens kan nie God se hart oopsluit nie. Kan nie. God se hart word oopgesluit, dan doen ek godsdiens. Ek kom saam met die Here en ek eer hom en ek doen wat hy vir my vra om te doen. Maar ons kom by daai plek weer eens wat ek gesê het. En hierdie vraag is so belangrik. Verloor ek stadig die verwagting dat God nog steeds beweeg, spreek en verander? Of slip ek maar net in? Okay, ek moet seker maar 'n Sondag kerk toe gaan. Ek moet seker iets doen vir die Here. Sê nee my kind, ek wil hê jy moet saam met my wees. Saam met my wees. Nou Jesus praat oor hulle oor die wet. En hy praat spesifiek oor die 10 gebooie. En ek wil vanoggend dit net weer met u deel. Maar ek wil hê ons moet daarna kyk uit die oog van Matteus 22, van waar hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Kom ons kyk nou, Eksodus 20, deur hierdie opdrag, wat hy vir ons gee. Liefde vir God, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Weereens, die Fariseërs en die Sadduseërs het die wet gevat sonder 'n verhouding met God. Jy moet dit doen om by God uit te kom. Nou kom hy sê, my liewe kind, omdat jy my lief het, omdat ek jou lief het, uit daai posisie uit, wil ek hê, jy moet die volgende saam met my doen. Geen ander gode voor my nie. Moenie toelaat dat iets anders in jou hart inkruip nie. Geen afgodsbeelde. Nou in ons kultuur het ons nie beelde en goeders wat ons aanbid nie. Maar daar's ander goed wat insluip, wat ons harte wegsteel van die Here af. En hy sê, moenie die naam van die Here uitelik gebruik nie. Hoe baie maklik sê ons net 'n ding. En daai ene kom nie net om te sê nie, maar dis ook om te kom en sê, die Here het gesê. Waar ek in die naam van die Here kom, om myself te bevoordeel. Hy sê, moenie in my naam praat, as ek jou nie gestuur het nie. En so die mense om die bos lei nie. Die Fariseërs en die Sadduseërs het baie keer gedoen, om hulle self te verryk, om hulle self te kan kry. En hy sê, julle verteenwoordig nie my hart nie. Die wet was nooit geskryf vir wet om dood te maak nie, maar dit was om lewe te gee. Gedenk die Sabbatdag
om dit te heilig. Die Sabbatdag is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. Ons brand uit en ons word uitgeput omdat ons glad nie meer 'n Sabbatdag het nie. Ek onthou toe ek groot geword, ons mag nie eers fiets gery het op 'n Sondag nie. Ons het gestap kerk toe. Ons het gery met die kar soos toe, maar dan het ons gebly vir Sondagskool en Sondagskool en dan mag ons teruggestap het. Maar fietsreis kerk toe, ons mag nie geswem het nie. Ons mag nie huiswerk gedoen het nie. Yes. Ons mag niks sulke goed gedoen nie. Ons moes rus op 'n Sondag. En ek kon nooit verstaan, hierdie is 'n boring dag uit die boeke uit nie. Tot ek later besef het en regtig dit besef het wat die Here gesê het, as jy een dag vat en jy rus en jy spandeer daai dag met die Here, jy doen niks. Jy hang rond. Kuier met jou mense. Jou liggaam rus. Maar weet u, ons het alles uitmekaar uitgetrek. U kan nou mall toe ry. Die mense werk. Party van die mense is so uitgeput op hierdie stadium, dat hulle voel hulle kan nie aangaan nie. Vir wat? Meer geld, meer rykdom, meer. Die ure word langer, die werksure word langer. Ons kan nie meer rus nie. Die mense kom nie tot rus nie. Hierdie telefone, televisies, alles hou ons so besig. Ons kom nie tot rus nie. As ons nie dit gehoorsaam nie, ons brand uit, ons sterf voor die tyd selfs. Hoekom? Dat ons kan nie meer in God se rus inbeweeg nie. Soos wat u dalk hier so sit, het u al klaar weet u wat u nou hierna moet gaan doen. Ek het daarom hier uur nou uitgesit vir die Here, okay, nou moet ek aangaan. Why? Die Here sê, my kind, jy het rus nodig. Hierdie dag het ek vir jou ingesit om te rus. As jy dit nie doen nie, jy gaan uitbrand. Jy gaan dit nie maak nie. Dis my dag saam met jou. Jou dag saam met jou familie. Dis hoekom hy sê liefde vir God. Hierdie eerste 4 gebooie gaan oor die liefde vir God. Jesus, toe hy sy disippels geloop het die dag en hulle het van die koringare geëet en die fariseërs en die sadduseërs sê, hulle het gewerk op 'n Sondag. Hy sê, ek is die baas van Sabbat. Gaan jy nie, en hy begin met hulle praat en deel, hy sê, dis nie 'n wet nie. Hierdie is 'n hartklop. Dis 'n hartklop vir jou. Jy het dit nodig. En ek kan vir jou nou sê, die wêreld gaan nog vinniger word. Maar as eers gaan jy met breek en jy besef, hierdie dag is wat die Here vir my ingestel het. En dan gaan hy oor na die liefde van jou naaste. Eer jou vader en jou moeder. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis spreek nie. Jy mag nie begeer nie. Dit gaan oor beskerming. Dit gaan oor beskerming. Hy sê, my kind, hierdie is beskerming vir julle. Moenie mekaar seermaak nie. Kyk, my hart klop, die liefde vir die naaste. Jy mag nie begeer nie. Hierdie begeer, koning Dawid, waar op sy dak gewees het. Hy ken hierdie wette, het hy het geken uit sy kop uit. En hy sien daar so vir Batseba. En die begeer het in sy hart begin opspring. Dit het so groot geword, dat hy alles waarvoor hy gestaan het hy verwerp. Sê, oppas vir hierdie ding wat opspring in jou hart. Kyk na my.
Die 10 gebooie was nooit om mense prestasie te gee, of op 'n troon te sit, of om te sê ek is 'n fariseer, en ek is 'n sadduseer, en ons gaan dit doen. Hy sê nee, my hart, hoor my hart, ken my hart, vir jou en vir jou mense rondom jou. Maar as ons in godsdiens begin beweeg, en ons kom nie by sy hart uit nie, gaan ons al hoe minder van God verwag. Want ons dink hy is nie daar vir my nie. En die vrymoedigheid om in sy krag en in sy gees te wandel, raak al hoe stiller. En later raak dit net 'n vorm. Verwag u nog dat God vir u gaan deurkom? Finansieel, emosioneel, geestelik? Het u nog 'n verwagting? Of het dit so stil geword in die binneste? Een jaar het ek met 'n klomp studente na ons het 'n klomp van my jeug het ek gevat per Kaap toe. En ons het daarso ook by 'n plek wat hulle vir hawelose mense het. Ek het gehoor daar's 'n plek in die Kaap en ons het soontoe gegaan met die ouetjies blootstelling gee aan 'n shelter. En ons kom daar aan en ons gesels met die mense, kuier met die mense en ek sien daar's 'n vroutjie, maar ek sien haar toe net so my kant van my oog. En ek dacht so, die lewe het hierdie tannie gepiets hoor. Nee, kyk. Die vore was diep in haar wange. Die hare staan so. Die rokkie wat sy aan het, is so 2 nommers te groot. Maar in my hart is nee jong, hierdie tannietjie, ei. Ons gaan deur die plek en hulle vertel vir ons wat gebeur en sovoorts. En voor ons groet, toe staan ons so in 'n sirkel, daar buite die sonnetjie het deurgekom, dit was 'n koue oggend in die Kaap, en die sonnetjie het deurgekom en ons staan en kry lekker warm, en die vroue pastoor wat na die vrouens gesê, I want you to meet someone very special. Nou staan ons daar en ons dacht, en sy roep die vroutjie. Nou staan ek, dan sê ek, nou wat? Okay. Hierdie fariseer, sadduseer van my staan op. En sy sê, I want you just to hear her heart this morning. Nou staan ons daar so en maar die vroutjie is skaam, sy is teruggetrokke, sy, soos ek sê, sy lyk nie goed nie. En sy kyk net so, maar sy skaam en sê, please sing for us. Sê die vrou pastoor vir die vroutjie. Julle en daai vroutjie trek daar weg. Maar dis 'n stem wat ek nie verwag het nie. En sy begin die lied sing van C.C. Winans Alabaster Box. En sy begin hierdie storie vertel in hierdie lied van hierdie vrou wat 'n sondevolle vrou was, wat by Jesus uitgekom het in die Fariseërs, hy was in 'n huis daarso van Simon. Nooit gegooi. Simon die Fariseer. En hierdie vrou kom staan agter hom en sy begin huil en sy breek hierdie albaster boksie oop van haar met haar olie en sy begin Jesus se voete was met haar trane en sy gooi hierdie olie op hom uit. En hierdie Fariseer dink as hy weet wie hierdie vrou is, sou hy profeet gewees het. En Jesus ken sy hart. En hierdie storie oor hierdie vrou wat uit liefde kom en hierdie albaster flesie vol olie. En sy sing daai lied. Maar ek moet later my oë toemaak want die stem wat uit daai mond uitkom en dit wat ek sien is nie dieselfde nie.
En toe ek my oë toemaak en ek sien hierdie verhaal. En toe ek my oë oopmaak, maar die trane loop soos wat sy sing. Toe ek my oë oopmaak en sy maak haar oop, connect ons. En dit was die volgende woorde wat uit haar mond uitkom wat sy sing. You weren't there the night he found me. You did not feel what I felt when he wrapped his love all around me. And you don't know the cost of the oil in my alabaster box. I can't forget the way life used to be. I was a prisoner to the sin that had me bound. I had spent my days pouring out my life without measure into a little treasure box I thought I'd found, until the day when Jesus came to me and healed my soul with the wonder of his touch. Maar toe my oë haar oë vang en te sê, you weren't there when he touched me. En ek sien hierdie gebroke vroutjie wat iets so kosbaar ontvang het. En dit was nuwe lewe wat geen mens vir haar kon gee nie. Geen mens kon dit vir haar gee nie. Maar toe ek daar wegstap, toe voel ek soos 'n fariseer. Sê Here, toe ek hierdie vroutjie die eerste keer gesien het, was daar nie hoop in my gees vir haar nie. Dat niks wat uitgereik het na haar toe nie. Niks wat eers iets gesê het, ek het iets om vir haar te gee nie. En Jesus kom, en hy kom breek hierdie gedeelte. Daardie albaster fles wat die vrou gehad het, wat sy oopgebreek het. You do not know the cost of this oil. Waar sy daai olie, dit het haar baie gekos, om daai olietjies bymekaar, dit was iets precious. En die Here kom, en sy breek dit oop, want dit was iets wat haar lewe sou sustain het. Dis iets wat vir haar, as sy net hierdie olie gehad, dan was sy iemand. Want hierdie olie het baie gekos. En as jy hierdie olie gehad het in daai tyd, was jy ryk, jy was aansien in haar eie oë. Wat maak jy en ek by mekaar om aansien te kry, om gesien te kan word, en dit kos my alles. Om dit te breek en te sê, Here, hier het al tyd geword om dit oop te breek en te sê, Here, terwyl ek met U wandel, terwyl ek met U gees beweeg, terwyl ek saam met U is, help my om U hart te kan oordra aan die mense rondom my. Help my om U eerste lief te hê en my naaste soos myself. Help my. Want godsdiens het 'n plek geword waar ek myself, as ek dan met okay is, vir nou en die namals dan's ek okay, maar die Here sê, dis nie wat ek vir jou vra nie. Jy is okay, jy is met my. But you need to pour out the oil that you have. Sustain yourself. Andrie, is daar iets op jou hart? Kom. Okay,
So Helen, julle kan sommer vorentoe kom. gedurende worship het spesifiek toe die laaste lied weer optel en jy gesê het ons moet stil bly en hoor wat God vir ons sê. Toe ontvang ek hierdie prent, dis baie rofweg, maar hierdie prent van 'n voet. En die voet loop, so dit is 'n pilgrimage, maar die voet trap in olie. En dit wat ek ontvang het was, blessed are those who are on pilgrimage with Jesus. So ek wil eintlik net jou woord bevestig, want Gesels met dis wat ek in worship ontvang het, hierdie stap en loop met Jesus en hierdie olie, hierdie anointing. Ja, as ek dit gehou het vir na die diens, dan sou die stigting net vir my en jou gewees het. Yes, baie dankie. Die olie wat oopgebreek is, oor Jesus se voete uitgestort is. Sy voete gewas, oor sy kop gegooi. Sy voete gewas met haar hare afgedroog, met die trane in haar af. Hierdie oopbreek van hierdie boksie. Mense, dis ons harte. Dis ons harte. You were not there when he found me. You were not there when he poured his love out upon me. Mag ons by daai plek kom waar ons dit nog kan uitgee aan ander. Godsdiens waar ons dit met werk, bring ons by 'n plek waar ek niks meer verwag van God nie. En daarom het ek niks meer om te gee nie. Ek kom in survival. Ek kom in oorlewing. As ek dit net kan maak. Die Here wil hê ons moet in oorvloed wandel.